Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, speel 'n massiewe rol in kinders se opvoeding. Maar die een is vir die ouers. AON en Afrikaans.com is hier om julle te help met kwessies waarmee ouers gereeld te doen kry. Een daarvan is sonder twyfel bullying en cyberbullying. Maar hoe maak mens? Nicolette Kritzinger, webredakteur van Afrikaans.com, is hier om vir julle raad te gee. Baie welkom, Nicolette. Dankie, Leandie. Hoorie, ek is baie bly ons praat oor hierdie onderwerp. Ek was self geboelie op hoërskool en ek het glad nie daaroor gepraat vir so 7 maande nie. En ek dink baie kinders is skaam daaroor en hulle wil nie daaroor praat nie. So, waarna kan ouers kyk? Wat se tekens is daar wanneer 'n kind geboelie word? Dit is so, Leandie, is presies soos wat jy sê. Ek dink slagoffers van boelery gaan nie noodwendig daaroor praat nie. So, dit is belangrik dat ouers moet weet na watter ander nie-verbale tekens moet jy kyk as jy vermoed jou kind word dalk geboelie. En die eerste plek waar jy kan begin is om te kyk wat is jou kind se gedrag ten opsigte van die skoolopset. Byvoorbeeld, is jou kind bang om skool toe te gaan ewe skielik? Praat hulle negatief oor skool? Daal hulle punte dalk. Dit is 'n baie belangrike punt waarna jy kan kyk. Mense sal baie keer sien dat kinders wat geboelie word sal oor naweke baie ontspanne wees en rustig wees tot Sondag. Wanneer die realiteit van die week wat voorlê inskop, dan sien jy spanning by kinders. En ook buitemuurse aktiwiteite, dinge wat kinders gewoonlik geniet het om te doen, stel jou kind ewe skielik net nie meer belang daarin nie. Dan moet jy begin vra. En dis natuurlik nou net ten opsigte van die skoolopset, maar ons ander fisiese tekens waarna jy as ouer ook moet kyk. Byvoorbeeld, kla jou kind die hele tyd van goed soos maagpyn of hoofpyne. Slaap hulle nie goed nie. Kry hulle dalk gereeld nagmerries. Dis alles tekens wat daarop dui dat daar iets groters fout is. En dan moet jy begin om vrae te vra. Het jy wenke vir ouers wie weet hulle kinders word geboelie? Ja, so ek dink, Leandie, die eerste stap wat ouers altyd neem is hulle voel kwaad. Hulle is woedend daaroor, hulle wil dadelik ingryp, hulle wil dadelik iets aan doen. En dit is natuurlik reg, want jy wil nie passief wees in hierdie situasie nie. Dit kan baie ernstige gevolge inhou. 'n Mens moet baie keer net eers 'n stapie terugvat, raak rustig, raak kalm en luister na jou kind. Skep 'n ruimte waar binne jou kind veilig voel na jou toe te kom en met jou te kan kom praat oor enige iets wat by die skool gebeur. En dit mag dalk gepaard gaan met baie emosie. En dan is dit jou werk as ouer om daai emosie van die feite te skei en seker te maak jy kry 'n objektiewe blik oor presies wat die situasie is, wat aan die gang is. En sodra jy dit het, dan kan jy oorgaan na aksie. En waar kan ouers gaan oplees oor bullying? Ja, ons het nou in hierdie hele reeks gepraat oor die volronde kind en al die aspekte wat bydra daartoe. Natuurlik is vandag se gesprek vorm deel daarvan. Maar ons moedig mense aan, gaan kyk op Afrikaans.com, gaan kyk op die AON se webtuistes en volg ons op sosiale media. Al die inligting wat jy nodig het, is daar beskikbaar. Baie dankie, Nicolette. Dankie, Leandie. Toe, daar het julle dit. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydra tot vroeë leierskap en taalontwikkeling. En na www.afrikaans.com vir nog inligting oor hierdie en ander onderwerpe, plus gratis leerhulpmiddels.